Miskien is jy nie gemaak om in te pas nie, maar om uit te staan. As jy tans deur uitdagings gaan, is dit dalk nie omdat iets fout is met jou nie, maar omdat Abba Vader besig is om jou te vorm, te vou en te laat groei vir dit wat voor lê. Dit is juis in daardie uitdagings waar Abba Vader ons vorm, waar hy ons slyp en ons voorberei vir dit waartoe hy ons geroep het. En dalk voel jy vandag alleen, dalk voel jy misverstaan, dalk voel jy verwerp of afgesonder. Onthou, dit is nie straf nie, dit is voorbereiding. Abba Vader gebruik baie keer hierdie tye, nie om jou te breek nie, maar om jou te bou vir 'n groter roeping. Dink aan Moses. Hy's 40 jaar lank in die woestyn gevorm, omdat hy die groot roeping van sy lewe mee begin het. Dink aan Josef. Hy's deur sy eie broers in slawerny verkoop, valslik beskuldig en vir bykans 13 jaar onregverdig in die tronk gegooi. Alles vir iets wat hy nie gedoen het nie. Dink aan Dawid. Hy is as koning gesalf toe hy 'n jong seun was, maar toe hy teruggestuur om deur sy pa skape op te pas. Hy moes vir 8 jaar lank vir sy lewe vlug vir sy koning, sy skoonpa, selfs terwyl hy geweet het, Abba Vader het hom gesalf. Elke man wat Abba Vader kragtiglik gebruik, het in die openbaar, eers in die geheim, is hy gevorm. Elke groot roeping is vooraf gegaan deur private beproewings. My punt is eenvoudig. Abba Vader bou nie sy krygers in gemak nie. Hy bou hulle in die woestyn, in gevangenisse, in isolasie, in plekke waar niemand hande klap nie, maar waar karakter gevorm word. En dalk is dit presies waar jy jou vandag bevind, geïsoleer, misverstaan deur mense, selfs verraai. Wat as Abba Vader besig is om jou voor te berei? Jakobus sê in Jakobus 1 vers 2 tot 4, ag dit loutere vreugde wanneer jy met verskeie toetsinge gekonfronteer word, want hierdie beproewinge kweek geloof en geloof kweek geduld. Geduld kweek volharding en volharding bring ontwikkeling, sodat jy kan wees wat Abba Vader jou geskep het om te wees. Abba Vader roep nie net gewone mense nie. Hy roep mense wat hy afsonder. Hy werk agter die skerms in die stilte en in die privaatheid om jou gereed te maak vir die roeping wat voorlê. Moenie moed opgee nie. Bly getrou, volhard. Hou aan vertrou op Abba Vader en weet, Abba Vader sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.